Dis vandag Maandag, 24 Augustus. Welkom by ons luistermeditasies in Koninkrykstyd. Ons lees vandag saam uit Romeine 12, vers 1 tot 8. Ons lees uit die 1983 vertaling en dan lees ons die eerste paar verse ook uit die Message vertaling. Ek nooi jou om 'n oomblik tot rus te kom as ek vir ons die kers aansteek. Word saam met my stil en raak bewus van God se teenwoordigheid by jou en in jou. Wie is God vir jou? Verbeel jou vir 'n oomblik dat hy na jou kyk. Hoe kyk hy na jou? Wat is die uitdrukking in sy oë? En wat dink jy voel hy terwyl hy na jou kyk? Is daar iets wat jy graag vir hom wil sê? Is daar iets wat hy dalk vir jou wil sê? Laat hierdie gesprek vir 'n oomblik spontaan ontvou. Hoor ons bid, o Heer, hoor ons bid, o Heer, draai tog u oor na ons en gee ons u vrede. Ontvang die teks, as ek dit lees uit Romeine 12, dalk is daar 'n woord of 'n sinsnede, of miskien net 'n gedagte wat by jou opkom, terwyl jy die teks hoor, bewaar dit dan vir 'n oomblik daarna in stilte in jou hart. Ek doen 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewe daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, sal is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat vir mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het.
En as dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat dit ons het gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. En as dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om te onderrig, laat ons onderrig gee. En as dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. En as ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ontvang ook die Message vertaling van Romeine 12 vers 1 en 2 en laat dit vir 'n oomblik op jou hart lê. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Here, ek bring my gewone dag in hierdie oomblik na U toe. My slaap, my eet, my werk toe gaan, my alledaagse rondloop lewe. En ek plaas dit voor U as 'n offer. Ek wil my hele wese, my gedagtes op U rig. En bewaar my van deel word van
'n kultuur wat rondhardloop en besig is met hulle self. As ek U raak sien, laat my myself raak sien met die gawes wat U vir my gegee het om daarmee te dien. Mag ek vandag my broer en suster raak sien en U in hulle raak sien. En mag ek U pragtige wêreld wat U gemaak het, raak sien. Amen.